Goeiemôre, good morning. Inderdaad, goeiemôre, good morning. Ons is so opgewonde om julle vandag by ons te hê. Goeiemôre, good morning. Waar is die lied in die hart dan nou? Ek weet nie, ek hoor ook net hier aan my regterkant, goeiemôre, goed. Vat hom laag. Elsa brom bietjie vanoggend. Maar hartlike goeiemôre, good morning. Sit terug, ontspan en hou vas. Hierdie gaan 'n heerlike rit wees. In vandag se program pak ons 'n paar groot en lekker onderwerpe aan, dames. Ons vind meer uit oor die gaping tussen die matriekslaagsyfer en oor vol universiteite. Blind SA gaan later vertel waarom brail nog steeds 'n sleutelrol in 'n digitale wêreld speel. Ons gesels oor die veilige gebruik van antibiotika. Kuier saam met Peach van Pletsen. En Pieter Smit, Fatman en Ignis is later hier met 'n spiksplinter nuwe liedjie. Told you it's gonna be fun. Ja, propvol program en baie lekker een wat vanoggend voor lê, maar eers moet ek vir julle vra, hoe voel julle oor hoogtes? Stelks genoeg, ek kan uit 'n diensbare vliegtuig uitspring, maar as ek nou op 'n hoë toringkie of 'n gebou of so staan, dan voel ek het so 'n bietjie van 'n hoogtevrees. Ja, en jy Elsa? Ek dink ek sal nie bang wees om te gaan skydive nie, maar ek dink nie ek is noodwendig mal daaroor om so af te loer en te sien wat die afstand min of meer behels nie. Hoe voel jy daaroor? I think it's the same that I feel about needles. As long as I don't look at it and I don't kind of put myself in the situation, if I just go and do the thing I need to do, then it's absolutely fine. So, this is someone who definitely is not afraid of heights. American climber Alex Honnold has completed one of his most daring climbs yet, scaling the Taipei 101 skyscraper in Taiwan without ropes or safety equipment. The 40-year-old free solo climber took just over 90 minutes to reach the top of the 508-meter, 101-story building, once known as the tallest building in the world, as crowds watched from the streets below. The climb had been delayed by rain the day before, but conditions improved on Sunday. Honnold described the final section as extremely windy, saying he focused on balance as he reached the spire. He said the view from the top was incredible and a unique way to see the city of Taipei. The most challenging part of the ascent was the building's middle section, known as the bamboo boxes, made up of steep overhanging floors broken by balconies where he rested briefly. The climb was broadcast live on Netflix with a short delay, an unusual setting for Honnold, who normally climbs in remote locations without an audience. Honnold rose to international fame in 2017 after becoming the first person to free solo Yosemite's El Capitan, a feat captured in the Oscar-winning documentary Free Solo. While others have climbed Taipei 101 before, Alex Honnold is the first to do so without a rope or any other safety equipment. Let's take a look at him in action. Hierdie is verskriklik. I think it's much easier looking up than looking down. Yeah, I reckon. As well, his wife was also there, and there was a lot of debate and chat on social media that you kind of put someone that you love through that, because you don't know. It's so unsafe. He doesn't have anything to catch him. He doesn't have any safety equipment. And then people were like, when she married him, she knew exactly who he was. And she might have married him because he's so kind of adventurous and because he wants to just better himself time and time again. I think it's fantastic. Ek moet ook net sê, ek het dit gekyk en ek dink die groot ding hier is ook hoe jy sielkundig met jouself werk, because you have to be relaxed and focused all the time. Jy moet in jouself kan glo met jou krag, met jou abilities, met al daai tipe van dinge. Sou ek dit doen? Not a chance, papa. Hy laat dit so maklik lyk. Hy doen, né? En ek dink dit is presies wat Pieter sê, is daai ontspanning en net die feit dat hy het 'n doel vir homself gestel and there was nothing getting between him and these 101 floors and getting to the top of that. I think it is fantastic. Daai man sal op sy senuwees wees voor 'n kamera, soos ek en my kollegas elke oggend staan, maar kyk hoe kalm is ons ook al, sielkundig voorberei en die ding is gedoen. So kalm soos 'n komkommer. So ons kan jou graag uitnooi, my vriend, as jy vir my gaan uitnooi om saam met jou 'n bergie te klim of so, not a chance. Luister dames, baie dankie van die hoogtes. Nou nog, ek weet nie, vir sommige sal dit dalk 'n laagtepunt wees. Wat is jou gunsteling deel van ontbyt? Of 'n gunsteling, hou jy van 'n poached egg of 'n baked bean of 'n, waarvan hou jy die meeste by jou ontbyt? My gunsteling is 'n roosterbroodjie of 'n snytjie roosterbrood. Ja. Lekker dik,
met botter gesmeer en appelkoeskonfyt. Daar's sy. O, lekker. Ek is nogal 'n groot voorstander van die English breakfast. A full English. If I see that on a menu, I'm definitely choosing it. I love a restaurant that's got all day breakfast, want ek kan of middagete of aandete kan ek 'n ou bacon and egg eet. Ja. Man, daar is vir my niks soos die ou destydse hompie allegaartjie. Hy het so ietsie van alles gehad. Van 'n worsie tot 'n hamburger patty en dies meer. Ek wil ernstig raak kyk, Okay, sit ek my bril op. Ons luister. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het in samewerking met die Internasionale Agentskap vir Kankernavorsing spek, worsies, hotdogs natuurlik en ander verwerkte vleis as groep 1 karsinogene geklassifiseer. Dis dieselfde kategorie as rook en nee dames, dit beteken nie wors is gevaarlik soos 'n sigaret nie. Maar dit wys dat daar sterk bewyse is dat gereelde inname die risiko vir veral dikdarmkanker verhoog. Die vleis wat gesout, gerook, gedroof of geprosesseer is om langer te hou of meer geur te hê en sluit onder meer in boerewors, Vienna's, ham, corned beef en selfs sommige blikkies vleis. Navorsing wys dat duisende kankergevalle wêreldwyd elke jaar met 'n hoë inname van verwerkte vleis verbind word. Daar word egter gesê dat dit nie paniekpraatjies is nie, maar 'n waarskuwing om weer te kyk na wat ons as normaal op ons borde beskou. Dis ook nie net wat ons eet nie, maar hoe ons dit voorberei. Braai, rooster en panbraai teen baie hoë hitte kan chemikalieë vorm wat moontlik tot kanker kan lei. En die preserveermiddels in verwerkte vleis, soos nitrate en nitriete, speel ook 'n rol. Die goeie nuus, niemand sê jy moet vleis môre heeltemal los nie. Dankie tog. Dit gaan oor balans en bewustheid, minder verwerkte vleis, kleiner porsies en meer groente. Dis bone, lensies en ander plantgebaseerde proteïene. So kan ek 'n lekker ontbytjie kry met bietjie lensies. Dat gaan nie by myself wees nie. Maar hoe interessant is dit, nie? I think whenever this kind of research comes out, it's just such a shock to the system. Oh, maybe I'm eating too many sausages or I'm eating too much bacon or whatever the case may be. But like you said, it's everything in moderation. I'm not about to give up my little pork banger that comes with my breakfast because it's maybe carcinogenic or cancer causing, because there's so many other things that also can lead to possible terminal illness, and you just never know. So are you going to take the things out of your life that you enjoy because you're a bit afraid? I don't know. I generally am not going to be taking processed meat out of my diet, but I might think about eating less of it. Ek dink dit is 'n goeie ding om weer dalk 'n bietjie meer na die gesonder kant te draai. Ek persoonlik hou nie van spek nie. Ja. Maar 'n sunny side up eiertjie Baie lekker. maak die Jy ontbyt. is nog in die veilige kant. Dit is amper soos dames wat swanger weer is, nê? Dan wil hulle ook heeltemal te veel van dit hê of te min van dit hê. En ek stem saam met jou, Ros. Gebalanseerde bord. Net genoeg. Net genoeg, maar jy soek nog meer van goeiemôre, good morning. En ons fokus net hierna op die gaping tussen die matriekslaagsyfer en universiteite wat oorvol is. Ons is nou weer terug net hier op goeiemôre, good morning met of sonder daai saam verpakte worsie. Hallo my skat. Dog ek kom kyk hoe lyk die nuwe plek. Ai, oumie, sit so lank. Ek maak gou vir ons tee. Waar? By Lottersbaai glo ons dat almal verdien om tuis in hul huis te voel. Met 15 winkels landwyd bied ons 'n wye verskeidenheid kwaliteit dennehout meubels. En ons reeks rouhout meubels laat jou toe om jou eie stempel af te druk. Die tee is reg, liewe Denne. Lottersbaai, ons is denners goed. Bye ma, bye pa. Wat? Jy gaan nie so uit die huis uit nie. Gaan trek vir ordentlik aan. Soek na my vellies, ek wil dans op 'n Saterdag aan. Ek soek Dit lyk beter. Sorg dat jy voor 10 by die huis is. Valley Boutique. Trek iets ordentlik aan. We're gonna be alright. Go higher, lift me higher, lift me higher. We're gonna be alright. Lift me higher.
Met meer as 100 takke landwyd bied P&A alles wat jy nodig het om jou kreatiwiteit uit te leef. Van potlode, verwe, kunstenaarskwaste, palette, paletmesse en selfs skilderdoeke. So wanneer die inspirasie jou lei, bied ons kwaliteitprodukte teen 'n bekostigbare prys om 'n meesterstuk te verseker. P&A kleur jou wêreld. Dis die glimlach wat bly, gaan hulle weg. Leef verliefde steeds voort, want die liefde ontferm, gedei soos dit hoort. Wanneer 'n geliefde heen gaan, bou ons nog altyd die liefde. Afbob, ons is hier vir jou. So, jy's een van daai rowwe jacks wat Affipad aftoer. Wat tuis voel waar die hardste geluide wat jy kan hoor die wind en wille waters is. Affipad af bied weerstand in enige weer. Met ons 4-trek tente, toebehore en boswaans maak ons enige omgewing mak. Besoek ons winkel vir al jou kampbenoodighede. En ons werkswinkel sal enige 4-trek regtrek vir die wildernis. As jy gaan kamp, kamp Affipad af. Elke Januarie steek dieselfde probleemkop uit. Duisende matrikulante wat wel slaag, maar sukkel om 'n plek te vind wat tersiêre onderrig betref. Die uitvoerende hoof van die Academic Institute of Excellence, Leon Smalberger, gesels nou met ons oor hoekom dit gebeur en watter opsies daar vir leerdlinge en ouers bestaan. Baie welkom. Goeiemôre, ek kom terug te wees. Goed Leon, op die oog af lyk die 2025 matriek uitslae baie positief, maar hoekom sê jy bring dit terselfdertyd 'n nuwe krisis mee? Ja, ek dink ons het vir die afgelope paar jaar elke jaar 'n styging gesien in die slaagsyfer. Ja. Ek meen ons het tans 900,000 matrieks wat eksamen geskryf het en die slaagsyfer van 88% is elke jaar hoër en hoër en hoër, maar wat hulle nie doen nie is om seker te maak dat die naskoolse instansies, veral die publieke instansies, nie gegroei het in plek op dieselfde patroon nie en dit is 'n tydbom wat ek dink vir baie ouers en kinders op hierdie stadium angs veroorsaak. Definitief en groot kommer laat bestaan. Nou wat sê hierdie rekordslaagsyfers vir jou oor die vermoë van ons leerdlinge? Ek dink in alle rigtings wys dit na die regte goed toe. Ek dink die skoolstelsel soos wat ons wil sien is meer oop vir almal. Ons het meer leerdlinge wat daartoe gaan. Daar's verskriklik baie argumente daar buite oor wat daai slaagsyfer reg beteken en wat ons persentasie, maar elke jaar meet ons dit op dieselfde dieselfde aspekte. En ek dink in alle aspekte moet ons gelukkig wees dat daai syfer nie afgaan nie. Daar is natuurlik ander syfers soos die wiskunde wat ons graag wil sien meer opgaan. Ja. Wat ons nie gesien het hierdie jaar nie, maar ek dink in algemeen kan ons sien daar's net meer toegang vir kinders tot skool en dis ek dink vir die land 'n goeie ding. Goed, nou wil ek by jou uitvind, hoe groot is die gaping tans tussen die aantal matrikulante wat slaag en dan ook die aantal beskikbare plekke by universiteite en colleges? So ons het omtrent gesien 900,000 matrieks skryf van 'n 88 slaagsyfer. Dis omtrent so 650,000 leerlinge wat geplaas moet word ergens. Ja. Van daai leerlinge, ons het 350,000 van hulle wat toegang het na graad toegang het. En ons universiteit, ons publieke universiteite, kan omtrent net so 230,000 leerlinge vat. Daai graadtoegang sluit uit diplomas en hoër sertifikate. So ons het 'n redelike groot gap
in ons publieke universiteite wat vandag nog steeds die eerste keuse is vir baie leerlinge. En daai 230,000 beskikbare plekke het nie regtig verander in die afgelope paar jaar nie. En wat gebeur met leerlinge wat wel 'n BA slaagsyfer behaal, maar dan nie van 'n plek by of aan 'n universiteit verseker is nie? Ek dink daar's 'n paar keuses vir hierdie leerlinge, maar wat moet gebeur is hulle moet gaan na tweede keuse toe. En dit sit gewoonlik in die TVET spasie. Die tegniese meer tradisionele tegniese rigtings. En vir een of ander rede is daar altyd 'n tweede keuse nog. So dit forceer baie leerlinge om soontoe te gaan of glad nie te gaan studeer nie en wag vir 'n plek en dis nie altyd 'n goeie ding nie. Nou jy verwys daarop dat jy wys daarop dat slegs toelating nie genoeg is nie, maar hoekom sukkel soveel studente dan om hulle studies te voltooi? Ja, ek dink in die eerste jaar is altyd die moeilikste. Daar's die faktore wat ons van weet. Finansiële druk, vervoer, studenteakkommodasie, maar daar is ook, ek dink, 'n punt wat ons nie genoeg oor praat nie. Dit is wanneer 'n kind geforseer word in iets wat hy nie noodwendig belangstel nie, of verwag word om in iets in te gaan wat hy nie noodwendig belangstel nie. Ek meen daai met al die ander drie sit geweldige druk op kinders en dis wanneer ons sien ongelukkig hulle maak net nie en kan nie die druk vat van die eerste jaar nie. Ek wil net gou vir 'n oomblik fokus op iets soos diplomas. Jy weet, hoe kan dit byvoorbeeld help om druk op die stelsel te verlig? Dit kan help, alhoewel ek nie dink daai is ons antwoord nie. Diplomas word nog steeds deur universiteite hanteer. Ek sal graag wil sien dat baie meer leerlinge die TVET spasie kan as 'n opsie kan sien. En ons sien nog steeds vandag dat hulle dit nie doen nie. En dis baie verkeerd. En dan dink ek baie belangrik, watter vrae behoort 'n leerling vir hulle self te vra voordat hulle 'n naskoolse roete kies? Ja, ek dink hulle moet seker maak hulle verstaan wat hulle self voor inkry. Ja. Die industrie, ons almal wil musiek en kuns gaan swat, maar hulle moet verstaan wat hulle self voor inkry. Is daar 'n mark op die einde van die dag? Wees realisties. Is daar 'n mark op die einde? Is daar werk in die rigting wat jy gaan slaag? Moet jy regtig na 'n universiteit toe gaan? Wil jy regtig 'n graad hê? Daar is verskriklik baie kritiese vaardighede wat ons land nodig het, wat nie in 'n universiteit sit nie. So doen jou huiswerk. Baie dankie dat jy vanoggend met ons kom gesels het. Januarie staan bekend as Braille Geletterdheidsmaand en daarom fokus ons hierna op bewusmaking. Bly ingeskakel. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. We celebrate great achievements by extraordinary South Africans so that we can inspire our youth, and then we want to empower them to reach their full potential. We are here to celebrate history. He who has a big enough why can bear with any help. They will leave behind a legacy. We will never stop creating hope for our future generation. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal.
Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Murphy's Law is real. Whatever can go wrong usually does. Oh, come on! Don't give Murphy the satisfaction. Make sure you have Dodge's extended warranty in place. Starting from R9 a day, you can get Dodge's extended car warranty that covers up to 400,000 Rand in parts. So if a part breaks or fails, we'll cover the cost of replacing it. Visit dodge.co.za, quote online in under 3 minutes. This is Goeiemorgen, good morning. Blind SA has been promoting Braille literacy since 1953 and remains the only organisation in South Africa producing Braille documents in all 11 official languages. The manager of Braille services at Blind SA, Ufensi Manyane, joins us to unpack why Braille still matters in a digital world, how Blind SA supports blind and visually impaired South Africans, and what challenges remain when it comes to access and inclusion. A warm welcome to Goeiemorgen. Good morning, Ufensi. Good morning, Razan, and good morning to the viewers. January is National Braille Literacy Awareness Month. Why is it still important to shine a light on Braille in today's times? I would say it is vital because Braille is the only means that a blind person can read and write. And through each vital touch, we can feel the words and the letters underneath our fingers. Therefore, it is very important for us to be able to read through Braille. And January, yes, it is a literacy month for Braille. But it is that because on the 4th of January, Louis Braille was born. And Louis Braille was a person who developed Braille, and that's where it comes from. That's why we celebrate this in this month. So many people have the misconception that there isn't really a need for Braille anymore now in the times that we're living in, with all the technological advances and the way that everything's gone digital and audio technology as well. Do you agree with that? I don't. Audio complements Braille. Yeah. If literacy is something that you need to know the letters, you need to know how to spell, but if we only listen and talk, how will we be able to write? How will we be able to do things that will give us literature? When we only listen, it's just like when we can say to so-called sighted people that you take a pen and paper away from them and they must just listen and produce what they do. It's the same. A pen and a paper to a sighted person is equivalent to a blind person knowing how to read and write in Braille. Yeah. Also, Blind SA is the only organisation that supports and produces Braille in all 11 official languages. Why is this such an important aspect of the work that Blind SA does? We believe that literacy it is not only meant for the English speakers or African speakers. Also in all the languages of South Africa, as enshrined in the Constitution, that those languages must also be uplifted and developed in such a way that they must also have the same footing as English in South Africa. Therefore, we are the only Braille production house that produces Braille in all 11 languages, and we make sure that all 11 languages are given the same footing so that nobody is left behind. Blind kids or blind people must be able to read and write in a language that they understand, as much as we need to have access to information in the formats that suits our disability. I love that you bring up the point of access to information, because I want to ask about important documents that
are needing to be available in Braille. Can you give us some examples? We produce any document that needs to be accessible to blind people. For example, we produce examination question papers for the kids who are blind to make sure that when they write their examination, Department of Basic Education provide those examinations in a format in which those kids are able to write their examination in a format that they will be able to express themselves without prejudice or without being given things that they are not supposed to be given. They can read their own Braille, they answer in Braille. If there are those who became blind later, then we have audio and large print for them. But we make sure that the format that they get is the format that they can access information through. So, for example, on a passport or a birth certificate, is Braille available? On our South African IDs, if you look at your ID, it has been given to everybody, but there is a letter ID written in Braille on your ID as well. And that's it signifies to a blind person, this is my ID. You can feel it and you know this is your ID because it has Braille in it. And we like to commend the government to make sure that the IDs are also inclusive and inclusive to the blind community. Ufense, can you quickly take us through how Braille is produced? Braille is produced, there are 3 departments that we use to produce Braille. We have a data typist department. That's where the text is being converted from a text, a so-called normal text, to Braille. We either scan the document or we get the documents in electronic format. Then we use a program called Duxbury Braille translation software. That software, we translate the text into Braille, and in that department, they take that text and they format it in a way that a blind person will be able to read in terms of layout, in terms of markups, and making sure that when it goes into Braille, therefore, the layout is good. The blind person will be able to. Remember, these days we are living in a world whereby pictures means 1,000 words. But now, how do you purport picture to a blind person who can see? You need to change those pictures and make them descriptive so that the blind person can know. But the second step, we have proofreading department where a blind person sits with a Braille script and checks that it's all checks that it's all good. Thank you so much, Ufense. We definitely need to get you back to speak more about inclusion and accessibility. Bly net waar jy is. Almost a century, Stiebel Eltron has been the leading brand in electrical water heating. Engineered in Germany, our hot water heat pump is 80% more energy efficient than conventional geysers, using only 500 watts to heat 300 liters to up to 65 degrees Celsius. It can be connected to your solar PV system to save even more energy. Contact Stiebel Eltron today to discuss your needs, and our certified partners will guide you through installation, handover and maintenance. Stiebel Eltron, comfort through technology. AC/DC Express. Everything electrical. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority.
Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Real pleasures. Real pleasure. I'll see you soon. Thanks, Dan. Okay, cool. Come on, we have to go. Sleep is meant to rejuvenate the mind, to help recover and repair the body. Comfort Solution mattresses are designed for comfort and support, allowing for restorative sleep. Did you find it? Where did you get a new bunny? Comfort Solutions by Bed King. Restore, rejuvenate, repeat. Artikel 11F van die Inkomstebelastingwet laat belastingbetalers toe om bydraes tot vooraftredefondse van hulle belasbare inkomste af te trek, 'n belangrike hulpmiddel vir langtermyn finansiële beplanning. Maar die voordeel hou egter ook sekere beperkings en reëls in. Die gesertifiseerde finansiële beplanner van Everest Advisory Services, Elizay Kutse, gesels nou met ons oor hoe Artikel 11F werk en hoe om dit reg te benut. Ek is so bly jy is weer terug. Lekker om hier te wees, dankie. Goed, Elizay, wat is Artikel 11F en hoekom hoor ons skielik so baie daarvan? Dit is, of nee, wat is dit? Jy weet, waar begin ons? Okay, so op die einde van die dag is dit 'n tipe van 'n taktiek wat jy kan gebruik om jou inkomstebelasting te verminder. Ja. In plain eenvoudige taal, dis dit. Ja. En wie kwalifiseer almal vir Artikel 11F? Weet jy, as jy inkomstebelasting betaal, enigiets tussen 18 en 45% kan jy definitief daai belasting voordeel dan nou benut. Enigiets, as jy nou nie inkomstebelasting betaal nie, dan help daai absoluut glad nie, dis Grieks vir jou. Jy gaan nie daarby baat nie, ja. So hoeveel mag ek dan volgens Artikel 11F van my belasting aftrek? So, daar is sekere reëls van toepassing. Jy kyk op 27.5% van jou belasbare inkomste of 'n maksimum van R350,000, die mindere daarvan. So, jy weet, SARS gee vir jou 'n toegewing, maar dis nie onbeperk nie. So, jy moet net kyk dat jy by daai reële hou en jou finansiële beplanner is baie goed equipped om dit vir jou uit te werk. Okay, maar nou wil ek ons met vir 'n oomblik stil staan, want jy moet nou vir ons mooi verduidelik. Wat gebeur prakties met my belasting wanneer ek dit wel gebruik? Jy skuif basies die belasting van SARS se sak af en jy sit dit vir jou toekomstige self in 'n belegging. So jy kan daai belegging dan nou op 'n latere stadium jy weet vir jouself 'n inkomste genereer daaruit. Dit is nou spesiaal aftreeanniteite of aftreefondse wat hier gepaard gaan, ja. En geld Artikel 11F net vir pensioenfondse of ook vir ander aftreeprodukte? Eintlik vir ander aftreeprodukte ook. So dis aftreeanniteite wat in jou eie hoedanigheid is en dan pensioen- en voorsorgfondse wat natuurlik deur jou werkgewer normaalweg is, ja. Wat is die grootste misverstand wat in hierdie verband bestaan? Begin later, ek kan nie nou nie, ons sal altyd raak later kinders kry, huis koop, allerlei ander dingetjies. Jy verloor elke jaar daai belastingvergunning, as jy dit so kan sê. 'n Belastingjaar is van 1 Maart tot 28 Februarie, of wat ook al die skrikkeljare daar bygevoeg word. Ja. Op die einde van die dag, as daai 28 Februarie verby is, dan verloor jy daai jaar se vergunning. En jy het dalk net 'n 30 jaar of 'n 35 jaar of dalk 'n 10 jaar oor vir aftrede of dalk korter. Maak gebruik van daai belastingvoordeel, 100%. En ek dink mense stel gewoonlik so 'n bietjie te veel uit, jy weet. Ja, natuurlik. Want hulle dink môre is nog 'n dag. Ja, so jou belasting aspek in jou belegging self, wanneer jy kyk na hierdie belastingvoordeel, jy dra nou by tot 'n aftreeanniteit of pensioensfonds of wat ook al, jy kry dalk die belastingvoordeel, maar in daardie belegging groei jou fondswaarde ook belastingvry. So of jy nou R1 ingesit het en hy groei dalk na R100 toe, jy sou normaalweg in 'n effektebeurs belegging of 'n ander tipe belegging, afhangend wat jy bygedra het, belasting betaal op die opbrengs. In jou anniteit is daar geen belasting op opbrengs nie. So nie net jou belasting wat jy terugkry van SARS of Artikel 11F nie, maar ook dit wat in jou fonds is, groei belastingvry. So hoekom sal jy dit nou uitstel? So kan ons dan nou met ander woorde Artikel 11F gebruik
om my belastingrekening byvoorbeeld vinnig te verlaag dan nou in die proses? Ja, 100%. Onthou, dis belastingbeplanning, dis nie belastingontduiking nie. Ja. So dis eintlik net 'n goeie taktiek om te oorweeg, om seker te maak jy benut die beste raad. Wie wil nou meer belasting betaal as jy minder kan betaal en jouself vergoed op die einde van die dag, want jy skuif letterlik die geld van SARS se sak af na jou toekomstige self. En is daar enige nadele of vangplekke waarvan mense bewus moet wees? Ja, natuurlik. So aftreefondse, pensioenfondse, anniteite, al daai dinge. Ons het nou natuurlik die nuwe 2-potstelsel of daar's eintlik meer as 2 potte. Maar op die einde van die dag, jy kan nie hierdie fondse ag as iets wat jy kan bekom voordat jy aftree nie. Ek sou voorstel wag tot ten minste 55, dan word jy beter belas wanneer jy onttrekking maak. So dis die vangplek. Jy moet hierdie fondse moet jy belê vir jou ou dag. Dit is juist hoekom die woord aftrede daarin is, aftreefondse. Jy gaan nie op 'n laer ouderdom aftree nie, want jy gaan nie noodwendig belasting vriendelik vergoed word daarvoor nie. So hou tot 55 ten minste uit as jy kan. En wat gebeur wanneer ek meer as wat artikel 11F toelaat bydra? Ja, so meer as die 27.5% van jou belasbare inkomste, of dan nou as jy nou 'n hoër belastingbetaler is, 350.000. Dis nie 'n krisis nie, want weet jy wat, dit rol oor na die volgende jaar toe. So wat ook al jy nie hierdie voorbelasting aftrekking gekry het nie, kry jy dan nou volgende jaar daai voordeel. Want volgende jaar, wie weet, dalk is jy dalk in 'n laer inkomste of jy het nie so baie liquide fondse wat jy kan belê nie, en jy weet, dan kry jy darm daai voordeel ook terug die volgende jaar. Jy het nou eintlik baie mooi kort en kragtig vir ons verduidelik wat presies artikel 11F dan nou is. Maar as jy dit in een snaakse sin moes opsom, hoe sou jy dit opsom? Belê vandag vir jou toekoms, want op die einde van die dag, hoekom wil jy nou vir SARS geld gee as jy nie hoef nie? Ja. Wel, daai is ek dink dit is weer eens kort en kragtig en werklik net to the point is wat hulle sê. Ja. Elisa, ek dink terwyl ons nou nog, jy weet, oor hierdie spesifieke onderwerp gesels, jy het 'n verwys na vangplekke en so aan. So is daar enige ander foute dink jy wat mense maak behalwe nou om uit te stel? Dink jy dit het miskien ook partykeer te doen met die feit dat hulle nie so kundig is in die verband nie? Ja, onkunde. So daar's allerhande programme wat jy kan gebruik om vir jou meer inligting te bied oor finansiële beplanning. By Everest Advisory Services is ons lekker kundig, ons bied 'n gratis tool aan om vir jou aftreebeplanning toe te pas. Met ander woorde, ons kyk hoeveel jy moet spaar, hoeveel is jou doelwit op die einde van die dag, want niemand weet hoeveel hulle moet gespaar het in die ouderdom wat hulle aftree nie. So ons bied vir jou daai gratis tool, soos wat ons sê, sodat jy gerus kan wees. Weet jy wat, ek moet ten minste by daai doelwit uitkom by die ouderdom van 55, want enigiets na dit gaan ek bietjie sukkel, veral met inkomste gedrewe opsies. Jy moet 'n passiewe inkomste vir jou op die einde van die dag skep. Jou liggaam kan nie noodwendig werk totdat jy 55 of 65 is nie. So begin jou finansiële beplanning plan met 'n Everest Advisory Services adviseur, sodat ons vir jou daai plannetjie kan saamstel. Dis iets wat jy kan huis toe neem en lekker oor gaan dink. Jy hoef nie noodwendig met die advies te gaan nie, maar daarmee het jy 'n plan van aksie. Ja, en ek dink nog iets om uit te sonder is die feit dat jy nie net raad gee in die verband nie, maar ek bedoel, mense kan julle kom raadpleeg oor enige iets wat finansiële beplanning betref. 100%. Baie dankie dat jy vanoggend weer hier by ons kom kuier het. Ons sien reeds uit na die volgende keer. Waarskynlik. Goed, die meeste van ons is al vanaf 'n jong ouderdom vertroud met antibiotika na 'n draai by die dokter. Ons vind net hierna uit hoe om dit veilig en verstandig te gebruik. Maar ek hoop jy is gesond en dat jy ingeskakel sal bly. Ons is nou weer terug. Hoe kan so 'n klein nesie toekomsbestand wees? Goeie beplanning, stewige anker, kreatiwiteit, unieke ontwerp, risikobestand. Laat ons jou help om jou finansiële nes te bou. Dinamika Finansiële Dienste. Finansiële vryheid met vertroue. www.dinamika.co.za. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full living services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home.
Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis wifi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Mint Hotel 84 on Catherine offers affordable luxury in the heart of Sandton. Enjoy Instagram-worthy casual dining and resort-style amenities for when you need to let your hair down and simply relax. Luxury comes standard as all our rooms are Wi-Fi and Netflix ready. The Mint Collection suites are uniquely themed and exceptional, adventures and exciting. Mint Hotels, it's meant to be. So the missus told me to get my ducks in a row and start doing some work around the house. So I'm here at my local paint trade. Hey Tiny, how's the kids? I'm a busy man. Luckily, they have everything I need under one roof. I wasn't born yesterday. I know quality. That's why I choose their ProMac range. It's a quality paint because their paint spreads further. So get yourself over to Paint Trade Boots. They turn painting projects into child's play. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Ons fokus vandag op antibiotika en hoe om dit veilig en verstandig te gebruik. Dr. David Himes kuier vanoggend hier om 'n paar vrae te beantwoord en natuurlik ook wenke te gee hoe om dit reg te doen. Dok, goeiemôre. Môre Pieter. Ek is so bly jy's daarom al so bekende gesig hier by ons, hoor. Ja, ek voel asof ek deel van die span is. Baie dankie. Jy is, jy hoef nie so te voel nie, jy is. Baie mense sê ook deesdae jy moet antibiotika heeltemal vermy. Is dit waar? Is dit nie waar nie? Is dit 'n mite? Nee, daar is definitief 'n mite. Ek meen van dit penicillin ontwerp is of ontdek is in 1928, is daar redelik baie lewens gered en ons lewensverwagting baie verleng, ek dink deur die gebruik van oordeelkundige gebruik van antibiotika. En wanneer is antibiotika regtig nodig dat dit sal werk en wanneer is dit nie nodig nie? Ja, so antibiotika werk net teen bakterieë. So meeste van ons gewone siektes soos 'n verkoue en 'n hoes en 'n keelseer en 'n loopmaag en sulke goedjies is maar virusse, so dit sal definitief nie werk vir dit nie. En dis wat baie mense nie besef is, dit is net spesifiek vir 'n bakterieële infeksie en nie 'n virusinfeksie of 'n parasietinfeksie of 'n swaminfeksie nie. Dit is vir my baie interessant, want ek het nogal baie mense gehoor wat sê nee, ek het nou verkoue of dit of dat, ek moet op antibiotika klim. So dit doen dit eintlik verkeerd. Nee, verseker. Ek dink dit is maar wat ons probleem was in die laaste paar dekades, is mense het onnodig antibiotika gebruik en nie reg gebruik nie. En dis waar ons dalk 'n bietjie kan praat oor die weerstandige issue en goed 'n bietjie later ook, ja. Nee, maar jy moet maar asseblief terwyl dit nog in 'n ou se gedagtegang is, laat ek hoor, jy weet, ek wil ook weet wat gebeur presies in 'n ou se liggaam as jy dit gebruik. Ja, ek dink as jy wel 'n bakterieële infeksie het, dan die hele rol van die antibiotikum is om daai bakterieële wand af te breek en die DNA van die bakterieë te versteur dat hy nie kan verder vermenigvuldig nie. En dan neem jou eie immuunstelsel oor om die res van die infeksie te veg. So dis wat gebeur in jou liggaam. Jy weet basies, maar dit gaan obviously jou virus en jou som het heeltemal 'n ander struktuur wat nie, enigstens beïnvloed word deur antibiotika nie. Jy sien, dit is hoekom julle ouens al die papiere het in die jare swat en dan nog deurlopend die ding doen. Want ek sien net hierdie oorlog wat binne in 'n ou se liggaam plaasvind, jy weet, in jou darmstelsel en. Hoekom is dit ook belangrik om jou kursus te voltooi, al voel jy beter? Ja, ek dink dit gaan oor dat jou antibiotika, obviously met al die navorsing, 'n sekere konsentrasie in jou lyf moet hê vir 'n sekere tyd om daai bakterieë dood te maak. So as jy nie lank genoeg te drink en jy drink nie die regte doserings nie,
dan kan 'n mens maar obviously nou nie daai kiem doodmaak nie. Jy slaan hom dalk plat, maar jy maak hom nie dood nie. En interessant, saam met dit ook, hulle sê dit dra by tot antibiotika weerstand. Right. So met ander woorde, raak jy nou te gewoond daaraan en dan het dit nie meer die effek nie. Dis presies dit, want dis nie jy self wat weerstand opbou, maar die bakterieë self ontwikkel meganismes om, jy weet, basies die antibiotikum teen te staan. So daar is sekere ensieme wat hy kan ontwikkel en dit maak dat die antibiotikum nie meer effektief is nie. So jy weet, dit is eintlik die bakterieë wat nou homself beskerm. 'n Mens moet tog ook vir jouself sê, as jy die hele tyd 'n medisyne gebruik, of in hierdie geval die antibiotika en dinge raak nie beter nie, dan moet ou mens maar verder gaan delf, of jy moet met jou geneeskundige dan ons nou oordeelkundig die ding gaan bekyk en beloer, dat jy net nie die hele tyd op dieselfde pille bly nie. Nee, verseker. Ek dink ons probeer altyd, jy weet, nie dieselfde antibiotikum in die laaste 3 maande gebruik, jy weet, en dit help ook meer, jy weet, om weerstand te verhoed ook. So wat gebeur met jou liggaam as jy nou besig is om nog steeds aktief te wees en te oefen en jy's nog ook op die antibiotika kursus? Ja, ek dink dis maar ook 'n bietjie van 'n misverstand, want mense dink as hulle op antibiotika is, mag hulle nie gaan oefen nie. Dis letterlik net as jy 'n ernstige virale infeksie soos 'n ordentlike influenza of 'n griep, waar jou rustende hartspoed baie hoër is as wat dit moet wees, en dan om te gaan oefen kan jy maar hartspieraantasting en sulke goed kry. Obviously, as jy siek is, moet jy dit maar rustig gevat dat jou immuunstelsel kans kry, jy weet, maar dit gaan nie oor die antibiotika gebruik nie. Ja, so jy is daarom gesond genoeg, so minder nie daai verskoning weer gebruik van, jy weet ek is op antibiotika. Dok, sê dit gou vir my, jy het al baie keer by ons kom kuier uiteraard, waar kan mense vir jou kry, waar kan hulle bietjie by jou kom kuier, as hulle ook bietjie meer wil uitvind of net gesond wil raak? Nee, daar sê baie dankie, my hoofpraktyk is in Menlyn Main, Central Square, daar in Menlyn. So die webtuiste is maar www.highemsdoctors.co.za. En dan obviously jy weet, ek dink daar het ons nou obviously die travel clinic ook, wat ons nou al die reismedisyne wat ons oor gepraat het, maar enigiets wat GP verwant is ook, hanteer ons. Vreeslik baie dankie vir daai blik wat jy vir ons gesit het op die gebruik van antibiotika. Nou ja, van die mediese veld oor na die sportveld. Arnold gesels net hierna met die uitvoerende hoof van die Vodacom Bulls. Bly ingeskakel, want hier gaan die dinge gebeur. Ek hou altyd van die sport en die sports saam met Arnold. Goeiemôre, good morning, waar jy ook al mag wees. Ek is Arnold Geerts en ek gesels nou met Edgar Rathbone, die uitvoerende hoof van die Vodacom Bulle. Edgar, baie dankie vir jou tyd, waardeer die vroeg opstaan soos altyd. Julle is deur 'n moeilike tydperk. Is die waardeur die drif met die afgelope 2 wenne dinge omgedraai, dink jy? Ja, kyk Arnie, ek meen is sport gaan altyd maar in siklusse, nê. So ek het, jy weet mense sê baie vir die span, daar's sekere stappe waardeur jy moet deurgaan om tot by so of peak performance te kom. En ek dink die toer was belangrik vir ons, jy weet, is 'n bietjie uit die drukkoker van Pretoria uitgewees vir 'n rukkie en ouens het regtig tyd gehad om goeie tyd saam te spandeer. En ons was gelukkig om 2 goeie resultate te kry, ja. Dis natuurlik moeilik vir 'n ou soos 'n nuwe afrigter soos Johan Ackerman om in te kom, want daar was heel duidelik groot dramas en dit vat tyd voordat 'n mens jou voete vind, nie waar nie? Ja, en ek dink, ek meen, ons is verseker nie in die besigheid van enige verskonings maak nie, maar daar's natuurlik 'n paar goed wat 'n rol speel daarin, jy weet, nie 'n ordentlike afseisoen gehad nie, Springbokke wat baie toetse gespeel het en so aan. So die realiteit van die saak is vir hier van nou af tot in Junie is eintlik maar die besigheid einde van die kompetisies en beide kompetisies, en ons is nog in beide, jy weet, so dis 'n positiewe aspek. Daar was 'n massiewe polemiek oor die Springbok afrigters wat kom help het by julle en 'n hele paar van die ander spanne het op en af gespring. Hoe het jy daarin gesien en hoe het dit vir julle uitgewerk? Nee, ek meen die realiteit van die saak is elke span het daai opsie om uit te reik na SA Rugby toe. En dit was letterlik 'n gesprek tussen Akkers en Rassie om te sê, luister, dit is meer fine-tuning as om te kom sit en afrig en te help met game plans en die tipe goed, jy weet. So
was baie positief geweest. Dit is positief vir ons spelers om ook met daai afrigters te werk en te weet hulle oë is op hulle. So so dit was baie goed vir ons geweest. Ek wil jou graag vra, ons kan almal duidelik sien Springbok rugby is meer gesond as ooit en om eerlik te wees, ek wil spog deur te sê hulle is sonder twyfel by 30% die beste span in die wêreld. Waar dink jy is ons provinsiale rugby op hierdie stadium gemeet teenoor wêreldrugby? Ja, ek dink ons het unieke uitdagings. Jy weet, ek dink ons lees nou baie in die media van dat ons moet gaan na 'n globale seisoen toe en so, want ons moet aftyd kry vir ons spelers. Maar ek dink as mens gaan kyk wat oor die laaste paar jaar in provinsiale rugby gebeur het en privaat ekwiteitsgeld wat in die groot unies ingekom het, is dit tog 'n groot rede vir die sukses wat by die Springbokke gebeur. Jy weet, die belegging onder gee vir ons resultate bo. As jy kyk na die nuwe reëls wat ingestel is vir spelers wat moet rus, dis natuurlik 'n wonderlike ding. Ons hoor nou jy het my vroeër gesê Kane Moody sukkel nog steeds met harsingskudding. Dis natuurlik 'n goeie ding, maar dit sit natuurlik ander druk vir julle op want die volgende vlak se speler moet reg wees om te kan instap op 'n Springbok soos Kane Moody se vlak en die job kan doen, nie waar? Ja. Nee, 100%, jy weet. En dit is weer eens tussen die rusperiodes en tussen Springbok wat weg is, kry die jong speler baie geleenthede, jy weet. En ek dink daar's 'n paar veranderinge wat hierdie seisoen nog gaan gebeur in die kalender wat vir daai jong speler, die 20-21-jarige ouetjie meer geleentheid gaan gee. En dan sien ons ouetjies soos Cheswell Jooste wat op 19 in die VRK klaar gedei, jy weet, en goeie rugby speel. So die talent in Suid-Afrika is ongelooflik. Ek is baie geïnteresseerd om met jou hieroor te gesels. Rowan Orke was 'n goeie speler, maar toe hy uiteindelik Springbok word, is daar 3 of 4 stappies ekstra van toe af tot nou toe. Nou is hy wêreldklas. Wat dink jy gebeur in so 'n geval? Ek dink dit is net daai bevestiging vir jouself dat jy goed genoeg is op die einde van die dag. Jy weet, so as jy dit op 'n hoër vlak kan doen om af te kom na teoretiese laer vlak is altyd so 'n bietjie makliker. Ek meen soos dis soos die 1 minute mile, vandat die eerste keer gebreek is, dan is dit vinniger daarna, jy weet, so ek dink dis daai, maar ook, ek meen, mens moet krediet gee aan die Springbok afrigters en wat hulle met daai spelers bereik. Ons het gepraat van Jan Hendrik Wessels ook, jy weet, die tyd wat hy by die Springbok spandeer en terugkom na ons, is hy net 'n beter speler, jy weet, so dit is goed. So dit klink vir my na, jy praat van selfvertroue, in jouself glo. 100%, net daai, soos ek sê, 'n bevestiging op die einde van die dag. Dis ongelooflik hoe die brein werk, né? Laastens voor ons tot sien sê, dis natuurlik 'n grootte met die leeu's wat vir julle lê en wag oor die naweek. Wat kan ons na uitsien? Kyk, Jekska Derby is altyd mos 'n interessante ene, soos twee boeties wat teen mekaar speel, so dit bring altyd so 20-30% beter uit. Uit die aard van die saak hoop ons as 'n goeie ondersteunersbasis op Ellis Park die naweek. En ons het selfvertroue. Albei spanne het gelukkig albei terugkom van huself, so daai faktor is maar dieselfde. Ek dink ons albei gaan weer 'n bietjie by die hoofveld moet aanpas. Ek dink dit gaan jy weet, as die Leeu's hou van 'n vinnige pas speel, so dit gaan maar 'n vinnige wedstryd wees en die spanne gaan 'n keer moet ken. En hopelik met groot respek teenoor julle almal gaan dit nie weer 'n gelykop uitslag wees in 3 in 'n ry vir die Leeu's nie, né? Kom ons hoop so, ja. Edgar, baie dankie vir jou tyd. Ons waardeer dit regtig. Sterkte vir die res van die seisoen. Ons weet en hier in Pretoria is dit heel duidelik, julle is die room van die room, so sterkte vir julle almal. Waardeer dit. Dis dan Edgar Rathbone wat die uitvoerende hoof van die Vodacom Bulle is en dit was goed om te hoor dat dinge goed gaan in die kamp en na daai eerste 2 wenne. Soos ek gesê het, is die waar miskien net so mooi deur die drif. Jy is ingeskakel op Goeiemôre, Good Morning en bly net hier, want hierna praat ons met 'n groot hond. Ja, ek weet nog nie mooi wat dit beteken, jy sal moet ingeskakel bly. So the missus told me to get my ducks in a row and start doing some work around the house. So I'm here at my local paint trade. Hey Tiny, how's the kids? I'm a busy man. Luckily, they have everything I need under one roof. I wasn't born yesterday. I know quality. That's why I choose their ProMac range. It's a quality paint because their paint spreads further. So get yourself over to Paint Trade Boots. They turn painting projects into child's play. Mint Hotel 84 on Catherine offers affordable luxury in the heart of Sandton. Enjoy Instagram-worthy casual dining and resort-style amenities for when you need to let your hair down and simply relax. Luxury comes standard as all our rooms are Wi-Fi and Netflix ready. The Mint Collection suites are uniquely themed and exceptional, adventurous and exciting.
Mint Hotels, it's meant to be. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable, professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Hoe kan so 'n klein nesie toekomsbestand wees? Goeie beplanning, stewige anker, kreatiwiteit, unieke ontwerp, risikobestand. Laat ons jou help om jou finansiële nes te bou. Dinamika Finansiële Dienste. Finansiële vryheid met vertroue. www.dynamica.co.za. Reg om die toekoms in te ry. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie, saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Kyk, vandag is die lekkernis net te veel hier in die Goeiemôre Good Morning Ateljee, want we're going to be prating to Groothond, also known as Peach van Pletsen. 'n Hoogtepunt, want die hele span die kant wag al vir maande vir die oomblik. Groothond, hoe gaan dit? Dis baie groot eer om hier saam met julle te wees op Goeiemôre Good Morning. Dit gaan goed en hoe gaan dit daar by julle? Nee, daar is geen klagtes nie. Ek wil wel sê, ek weet nie of 'n mens kan sê jou blaf is groter as jou byt nie, maar ons het 'n aanhanger hier, Chandra Opperman, en sy kan nou nie vandag hier wees nie. Sy's baie spyt om die waarheid te sê, ek dink sy huil. So ek het gewonder of jy nie net dalk vir haar 'n spesiale Goeiemôre Good Morning kan blaf nie. Natuurlik. Hallo Chandra Opperman. Groothond hierso, oftewel Grootie. Goeiemôre, good morning, or as I like to say, baie hulle sal doen, baie dankie. Peach, jy is 'n man van vele talente. Ek meen van bittereinder en van Pletsen tot prating en nou ook 'n komiekboek. Vertel ons 'n bietjie meer. En my grootste talent is nog steeds my blaf. Nie daai vergeet nie. Nee, ek doen maar net goeders wat my fascinate en interest en ek voel ek mag maar Engels praat want die show se naam is Goeiemôre Good Morning. So I feel very taste hierso. Ek's baie lief vir musiek en kuns en om te create en die mysterious proses wat creating is. So I just jump at those sort of geleenthede, whether it's making music or comic books. Ek dink ek's curious om te sien hoe dit gaan voel om nuwe goed te doen. En waar presies gaan die komiekboek en hoe presies het die idee ontstaan? So in 2020 toe almal lockdown was, toe het hierdie ou met die naam Chutney Barend, dis hands down een van die coolste name, op social media begin comics teken oor die adventures and chronicles of Groothond en Naxie of van Pletsen.
En dit is alles vanaf like discovering Zaab Lantis tot going on 'n avonture met Jack Sparrow en Early B. En hy het dit aangehou en ek het hom gedm en gesê ek sal love om at some point 'n physical copy uit te bring. Ek is 'n groot fan van physical media en mediums, veral in 'n digital world, sê ek terwyl ek hier op Zoom sit in the stream. Maar ek doen 5 jaar later, toe ek genoeg sulke kind of online comics gemaak vir ons om 'n boek te kon maak. En toe doen ons dit. Baie kreatief. Nou wil ek ook uitkom by Prating Live by die Atterbury Theater. Wat presies kan ons verwag? Die cool ding van Prating Live is mens weet nie wat jy kan verwag nie, want ek weet self nie en ek dink dis deel van die kind of sukses van prating is dat dit is unscripted. Dit hou mense op jou tone en al hoe jy regtig op jou tone kan wees is if you are on your toes. So dit is 'n real uncensored gesprek. Meer as 'n onderhoud is dit it's prating. En Mel, Willie en Jack Sparrow is almal so verskillend van mekaar en op verskillende dele in hulle eie loopbane. So natuurlik kan mense die classic vra expect, wanneer laas het jy gehuil, is jy bang vir die dood, sulke tipe goed. Maar I think wat mense kan verwag is 'n real gesprek and just daai eerlikheid and to be a part of that, asof ons in jou sitkamer sit. En is nogal groot gaste ook. Ek bedoel, is Jack Sparrow en is Mel die storieverteller en Willie Esterhuizen. Ek wil graag vir jou vra, met wie sal jy nog graag in die toekoms wil gesels? Ek het so 'n lysie van die snow leopards, die white whales, die unicorns met wie ek graag wil gesels. Ek het al na 1 of 2 van hulle uitgereach en ek glo die regte gaste sal kom met die regte seisoen en dat elke seisoen, I trust the process, maar ek sal baie graag nog wil gesels met Nathaniel. So Nathaniel, ek weet jy kyk, asseblief, don't let groot you down. I'm a groot fan and I think you've got a lot more to say and don't onderskat prating, Nathaniel. Come and selfs vir Patricia Lewis. Ek weet jy is daar in Belito of iewers and it's a groot trek Joburg toe, maar Patricia, gaan praat met Grootie, asseblief. Asseblief, ek dink jy sal soveel mense se dae maak as jy spesifiek met daai 2 gaste kan gesels. Nou net gou weer vinnig terug by Prating Live. Wanneer gebeur dit presies en waar kan mense kaartjies in die hande kry? So Prating Live is by die Atterbury Theater 29, 30 en 31 Januarie. Die gaste is Jack Sparrow, Mel die storieverteller en Willie Esterhuizen. Jy kan gaan op seatme.co.za, I think, vir die kaartjies. Die kaartjies is nou 85% uitverkoop. So if you are thinking about it, then now is the time to spring. Ek is baie opgewonde, daar gaan ook merch te koop wees, t-shirts, tote bags, die laaste klomp om lig te maak, vinyls en natuurlik ook die comic book. Nou ja, Groothond, vir jou sê ek net, lekker. Dankie, bly ingeskakel, ons is nou weer terug. Mignon du Preez van Dog on the Couch is 'n hondegedragskundige en afrigter hier in Pretoria en sy help honde-eienaars om sogenaamde stoute gedrag beter te verstaan en reg te hanteer. Vandag gee Mignon vir ons praktiese raad oor hoekom honde soms moeilik of uitdagend optree en hoe ons hulle gedrag op 'n vriendelike en konstruktiewe manier kan verander. Mignon, welkom by Goeiemôre, good morning. Dankie. Dog on the Couch natuurlik is jou besigheid waar jy honde oplei om beter te wees en nie so stout nie. So ek wil by die kruks van die saak uitkom. Is daar iets soos 'n stoute hond?
Nee. Reg. So verduidelik jou antwoord asseblief vir my. Honde is heeltemal 'n ander spesies as mense en ons bring hulle in ons omgewing in, ons natuurlike wêreld, ons huis, ons gesin. En honde sukkel baie keer om aan te pas in daai omgewing en dan moet jy nou ook in ag neem, daar's faktore soos genetika wat in ag geneem word. So byvoorbeeld 'n border collie mag dalk stout wees, maar hy soek eintlik skape om aan te keer. Ja. So baie keer is die omgewing en hoe hulle groot gemaak word wat veroorsaak dat hulle goeders doen wat die mense nie sien as aanvaarbaar nie of voel is nie aanvaarbaar nie. En in ons moderne wêreld vandag is ons geweldig ongeduldig en ons soek vinnige fixes. So ja, mense sal vir my sê die hond is stout, maar as ons mooi gaan kyk na die hond se omgewing en die hond se basiese behoeftes en ander faktore, dalk is daar 'n mediese probleem. Ja. Dan kom jy agter maar die hond is stout nie, die hond probeer kommunikeer dat daar 'n behoefte is. Wat is jou raad vir honde-eienaars wat sukkel met goed soos oormatige geblaf of honde wat nie vir hulle luister nie? Wel, 'n hond wat nie luister nie, verstaan gewoonlik nie wat die persoon vra nie. So, as jy die hond leer wat beteken die woord, soos my honde sal ek vir hulle sê, as hulle in die gang lê skies, dan verstaan hulle wat die woord is, en hulle staan op en ek kan verbyloop, so ek hoef nie oor hulle te klim nie. So, as jy die hond 'n woord leer en die hond verstaan wat dit is, dan sal die hond luister, uiteraard. Jou ander vraag was? Hoe kan mense te werk gaan om die gedrag nou te verbeter as die honde hulle nie verstaan nie? Wel, ek sou sê 'n kritiese periode in die hondjie se lewe is die eerste 6 maande, veral die eerste 4 maande. Wat dan in die brein ingaan, bly daar vir die res van die hond se lewe. So die beste plek om te begin is om na 'n goeie pappieskool toe te gaan. Waar jou hondjie die fondasiese goeders leer, so sit en lê en kom as ek roep en bly daar, moenie loop nie. En dan natuurlik blootstelling aan die wêreld buite die erf. Baie mense kry honde en daai hond sien nooit weer die wêreld buite nie, behalwe as hulle veearts toe gaan. So met ander woorde, alles wat daai hondjie leer in die eerste 6 maande, gaan daai hondjie saamvat vir die res van sy lewe. So as jy dan nou die tyd insit op daai stadium, die hondjie reg afrig, die hondjie sosialiseer, seker maak sy basiese behoeftes word voorsien, goed om aan te kou, dinge wat honde van hou, as hy wil 'n gat grawe gee vir 'n sandpit, dan behoort jy behoort nie eintlik reg probleme te hê nie. Mignon, kan oefening help met probleemgedrag? Oefening hang af van die ras. Ja. Ek meen 'n border collie sal hou van oefening, maar 'n boer wil nie noodwendig baie nie. So dit hang af, oefening maak die hond moeg, maar dit gaan nie maak dat die hond beter optree nie. So daar is amper 'n mite van, maak jou hond so moeg as moontlik, en dan gaan jy nie probleme hê nie. Al wat ek gewoonlik sê is, kyk na jou hond, dink hond, en gee vir jou hond wat jou hond, akkommodeer jou hond se behoeftes, of laat dit ten minste jou na halfpad ontmoet. Want as jy daai goed doen, dan gaan jy nie probleme hê nie. As jou hond kans kry om 'n hond te wees, om sy natuurlike behoeftes en dingetjies uit te lewe, dan is dit 'n happy hond. Ek moet byvoeg dat in vandag se lewe sit ons met baie besige huishoudings. Daar's kinders wat rond te hardloop. Mense staan vroeg op, hulle gaan tot laat in die bed. Dinge is baie aktief. So daar is navorsing wat gedoen is dat kyk na die hond. Ekskuus tog, Mignon, ek gaan nie nou in die rede val. Ons is net hierna terug. My pleasure. I'll see you soon. Thanks, Sam. Go on. Okay, cool. Come on, we have to go. Sleep is meant to rejuvenate the mind, to help recover and repair the body. Comfort Solution mattresses are designed for comfort and support, allowing for restorative sleep. Did you find it? Where did you get a new bunny? Shh. Comfort Solutions by Bed King. Restore, rejuvenate, repeat. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority.
Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. ACDC Express. Everything electrical. For almost a century, Stiebel Eltron has been the leading brand in electrical water heating. Engineered in Germany, our hot water heat pump is 80% more energy efficient than conventional geysers, using only 500 watts to heat 300 liters to up to 65 degrees Celsius. It can be connected to your solar PV system to save even more energy. Contact Stiebel Eltron today to discuss your needs, and our certified partners will guide you through installation, handover, and maintenance. Stiebel Eltron, comfort through technology. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Reg om die toekoms in te ruim. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie, saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. Nou ja, ek sit en wonder, moet ek sê ons het 3 groot manne, of moet ek sê, kom ons begin met die groot name in die Afrikaanse musiekbedryf. Hier by my vanmôre, niemand anders nie as kollegas Pieter Smit, Fatman en Ignis, en ons gaan vandag gesels met julle nuwe enkelsnit. Ossewa, welkom manne. Hallo Pieter. Goeiemôre. Julle daar môre. Julle het nie met die Ossewa die pad gevat nie, julle. Nee, ons sou dalk 'n bietjie langer gevat het met 'n Ossewa, maar ons sal ten minste hier gekom het. Ons val met die deur in die huis en voor ons nou die video vir die mense gaan wys. Waar gaan Ossewa, Piet? Ek het daar eintlik, dit gaan oor die groot trek. Dit gaan oor die deernisse wat die mense ervaar het op daai tyd, die swaar kry wat hulle gehad het, en oorgesitte musiek om dit lig uit te bring. So ja, ons bring hulde aan daai mense wat daai pad gestap het. Hoekom dink julle is dit belangrik vir ons om dit altyd te onthou? Daai tipe van ding. Jy kan nie vooruit gaan as jy nie weet waar jy vanaf kom nie. Baie lekker. Hoe het julle deel geraak van die projek? Ek meen, Johan, jy en Pieter ken mekaar ook al etlike jare, Ignis obviously ook, maar dalk nie so lank as die twee mekaar. Nee, definitief nie so lank nie. Ek weet nie, ek dink hulle het net gedink ek kan mooi sing of iets, ek sien. Dink julle die looks nodig gehad? Of dit uit te balanseer of ietsie. Nee, maar is regtig 'n groot voorreg. Ons het die laaste paar jare nog ons baie saam gewerk en dit was vir my soos ikone in my grootword wêreld. Dit is my en dit is my so groot voorreg om die geleentheid te kon kry om saam met hulle, veral iets wat na die hart vir my ook is. So baie dankie julle. Jy nou gesê geleentheid of verleentheid? Nee, geleentheid. Baie dankie julle, hoor. Johan, uiteraard, ek meen julle het 'n rukkie terug papegaai en goeders gedoen. Vir jou en Pieter ook altyd lekker om saam te kan werk, juis omdat julle ook mekaar so goed ken. Dis snaaks as ek vir hom kyk op die verhoog. Ons het saam begin in 95. As ek vir hom kyk op die verhoog, weet ek wat gaan hy sing, hoe gaan hy alles doen. Ja. So ons dit sal lekker wees om alles op te neem saam met hom. Julle fokus ook nogal op deursettingsvermoë in die liedjie en goeters. Ook belangrik, soos wat jy nou net gesê het. 'n Mens moet kan deurdruk, anders gaan jy vorentoe kan gaan. Dis hy, Pieter. Dis jy die ding.
En ons het dit probeer op die video ook uitbring. Ons het goeie akteurs in die video gebruik, Leilani Botha en vir Altes Tiaard. Goeie akteurs wat ons gebruik het in die video. Om ook net te wys die boervrou en die boereman. Jy weet, dit was glad nie maklik nie. Daar is nie baie woorde om dit te beskryf nie. Ons het dit deesdae verskriklik maklik. Maar as jy dit vat hierso in 1838 rond, ek meen, jy het nie in 'n kar geklim met 'n lugverkoeling en sulke dinge nie. Jy moes vir jou pad skraap en die ding. Deesdae weet ons waartoe ons gaan. Met 'n lugverkoeling. Ignis, as jy nou deel, ek meen obviously as deel van die liedjie en goeders het, hoe voel dit as 'n ou bietjie van die geskiedenis deel met mense en dan dink jy net, wow, ons is eintlik baie bevoorreg teenoor wat was. Ja, ek dink om maar aan te sluit wat Pieter nou gesê het, was ek dink wel elke keer as ek die liedjie ook luister, self net so 'n bietjie introspeksie doen en te sê, hoorie, maar is dit regtig nodig om te kla omdat die melk nie koud is in die yskas nie. 'n Simpel ding is dit. En te sê, hoorie, maar ons is dan bietjie harder as hierdie alledaagse dinge waaroor ons kla en so. En ek dink dit is 'n goeie ding vir die publiek op buite as hulle die liedjie luister. Miskien sal dit so 'n bietjie van 'n nuwe beweging ook ontspring om te sê, al gaan dit nie lekker vandag nie, dit is nie eintlik so erg. Is nie eintlik so erg nie. Johan, jy en Pieter het ook op 'n stadium, was dit in Stilfontein se wêreld of so, wat julle in 'n orkes saam gespeel het? En is dit nie hoeka waar die man agter stukkie van 'n merwe ontmoet is of raak geloop is nie? Daar's mos altyd 'n storie by 'n liedjie. Ek wil hoor, manne. Ek en hy het saam begin in 95. En toe het ons vir so 8 jaar, het ons dag en nag saam, ons die hele land plat en getoer. Laat ons die plat klop op. Ook met daai my volle was ook so osse was so vinniger. Maar ja, so ek dink ook om aan te sluit by hulle met die liedjie, ek dink daai geskiedenis van die voortrekkers, dit is ook vandag van toepassing eintlik. As jy nou vat as 'n ou se mense gedruk word, dan kan jy ook dit deurtrek, ja, as ek staan voor die berge, moet ons daaroor. En ons gaan daaroor. Ons gaan nie noodwendig kaalvoet nie, maar met 'n paar lekker vellies of so. Maar manne, dis lekker om julle vanmôre hier te hê. Ons gaan natuurlik ook nou bietjie kyk na daai musiekvideo as ons mag. Hy is nou al vrygestel en reg gedoen of is dit eintlik 2 dae? Eers oor 2 dae. Ja, So ons is baie dankie bevoorreg. vir julle. Baie dankie. Ons is bevoorreg en dankie dat julle so vroeg ingekruip het om dit met ons te kom deel. En ek kan nie ek kan nie wag om te sien nie. Jy's ook natuurlik 'n ou wat met 'n fyn oog kyk na die musiekvideo's en goeters. Wie's daardie ou wat nou nogal? Johan is eintlik 'n hy's deesdae het hy bietjie sy voelers ingesteek. Sy voelers is nie baie lank nie, maar hy het hulle ingesteek baie met video. Wat sê Engelse woord is editing. Ja. En Johan het tog al 'n fyn oog wat dit aanbetref. Lekker. En Ignis, het jy net maar net hier geshow up, nee, ek maak het grap. Ja. Ek het 'n backsound gemaak af van die voordat dit kom ook nou al 'n lang tyd. Hy gooi sy gewig rond daar. Ja. Jy kan nie meer nie. Ja, Johan is nou net man. Ja. Dis nou Pieter Vet en Man. Nee, ek maak 'n grapie, Ignis. Ek maak 'n grapie. Nee, 100%. Bly net waar julle is. Ons kyk net hier na die musiekvideo van Ossewa en hopelik is daar daarom nog ietsie van my oor nadat Ignis onderhandel geneem. Ons kan arm druk. Met meer as 100 takke landwyd bied P&A alles wat jy nodig het om jou kreatiwiteit uit te leef. Van potlode, verwe, kunstenaarskwaste, palette, paletmesse en selfs skilderdoeke. So wanneer die inspirasie jou lei, bied ons kwaliteitprodukte teen 'n bekostigbare prys om 'n meesterstuk te verseker. P&A kleur jou wêreld.
Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Bye ma, bye pa. Wat? Jy gaan nie so uit die huis uit nie. Gaan trek vir ordentlik aan. Soek na my vellies, ek wil dans op 'n Saterdag aan. Ek soek Dit lyk beter. Sorg dat jy voor 10 by die huis is. Valley Boutique. Trek iets ordentlik aan. Hallo my skat, ek dink ek kom kyk hoe lyk die nuwe plek. Ai, ou mens sit so lank. Ek maak gou vir ons tee. Waar? By Lottersbaai glo ons dat almal verdien om tuis in hul huis te voel. Met 15 winkels landwyd bied ons 'n wye verskeidenheid kwaliteit dennehout meubels. En ons reeks rouhout meubels laat jou toe om jou eie stempel af te druk. Die tee is reg, liewe Denne. Lottersbaai, ons is denners goed. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Welkom terug, dit was Pieter Smit, Fatman en Ignis se nuwe liedjie Ossewa en dis ook die manne wat saam met ons kuier vanoggend. Knap gedaan manne. Baie dankie Pieter. En dit klink mooi saam, die stemme blend so lekker saam. Ek dink dit gaan verseker 'n bietjie mense laat regop sit en saam luister en knap gedaan ook met die musiekvideo man. Baie dankie Pieter. Ja, is ietsie daarom wat nie oor brandewyn en dans en wat is die ander ding lees daar? Ja, bakkies. Bakkies en Bosveld 4. Ja, en olifante en papegaai. Ja, papegaai. Hoor jy en blykbaar daar was ook so 'n bakgat in die ding gewees. Was dit 'n doelbewuste ding of dis bloot toevallig gebeur? Dis bloot toevallig geweest. Kyk Leilani wat in die musiekvideo speel. Sy sit hierso. Daar sit sy. Sy in elk geval en Altus Tia is nou die maar ons dierbare vriende van ons almal. En toevallig was hulle albei in die video en ek het nie eens daaraan gedink nie. Interessant genoeg, klein ou wêreldjie. Manne, so van wanneer af is hierdie liedjie beskikbaar, Ignis? Vrydagoggend om 12:00, wat is dit? Middernag. Dan is hy uit en asseblief as ons 'n guns sal doen, ons wil dit nie forceer nie, maar luister dit gerus. Is die plan dat julle om 'n bietjie saam sal optree, soos wat 'n ou se dagboek dit toelaat? Nee, nie saam met hulle nie, weet jy wat ek bedoel? Jy man. Ek tree verskriklik graag enige tyd saam met Ignis op, dan lyk ek nog maar. Ja. Maar ek weet nie of ek meer mag saam optree nie. Ons het 'n rukkie terug Louis Trigard vertoning gedoen en ek het dit klink so kar ongeluk. en ek het gedink ek kan dromme speel. En ek vind myself agter die potte terwyl met hulle vertoning en ek dink ek speel die mooi. Ons staan daar en hier begin 'n kar ongeluk hier uit. Dit klink regtig. Dit klink asof 'n taxi oor 'n fiets ry. So ek kan 'n bietjie dromme speel, maar dalkie 11:00 die aand toe. Gewoon Pieter skoot se hande gevou, hy weet die probleem. Hy weet. Hoor my maats, baie lekker met julle Pieter, baie dankie Ignis. Fatman en Brummies, baie dankie, dit was nou lekker. Kyk uit vir hulle liedjie Ossewa eerskomende Vrydagoggend op alle musiekplatforms, stromingsplatforms en dies meer. Dis vereers dit wat vanoggend aanbetref. Môreoggend is ons klokslag weer terug vir goeiemôre, good morning, saam met myself en die res van die span. Lekker dag.
So jy's een van daai rowwe jacks wat Affipad aftoer. Wat tuis voel waar die hardste geluide wat jy kan hoor die wind en wille waters is. Affipad af bied weerstand in enige weer. Met ons 4-trek tente, toebehore en boswaans maak ons enige omgewing mak. Besoek ons winkel vir al jou kampbenoodighede. En ons werkswinkel sal enige 4-trek regtrek vir die wildernis. As jy gaan kamp, kamp Affipad af. Dis die glimlach wat bly, gaan hulle weg. Leef verliefde steeds voort, want die liefde ontferm, gedei soos dit hoort. Wanneer 'n geliefde heen gaan, behou ons nog altyd die liefde. Afbob, ons is hier vir jou.